Ek is mal daaroor as mense my verras, as 'n ou tannie in ons gemeente met volle geesdrif elke week by die taxi rank gaan staan en vir mense sop gee, of as 'n dame wat baie stylvol is vir my sê, ja, sy hou baie van Tracy Chapman se musiek, sy het na 'n proteskonsert gegaan al in die laat 70's, of as jong mense in die skool of teologiestudente wat klaarmaak, opgewonde is oor die kerk, nie sinies of skepties is soos wat ek sal verwag nie, maar graag deel van die kerk en deel van die oplossing wil wees. Of as 'n VGK klasmaat van my van destyds 'n wit, dowe vroue dominee op sy kansel toelaat en hulle die dowe gemeente integreer in hulle gemeente. Of as 'n swart dominee uit Gugulethu uitvaar teen pastore wat sê dat hulle HIV kan genees en sê dis swak teologie, en dan ook sê vir die NG Kerk dat ons moet tog asseblief kyk hoe ons gay predikante behandel. Dit gee my energie, dit gee my hoop, wanneer mense my verras, wanneer die rampie wat ek hulle ingesien het nie meer tel nie, as hulle nie inpas in die stereotypes van die samelewing nie, van die koninkryk van God, het hulle buite daardie rampie laat beweeg. Vir my is die wonderlike ding van die gereformeerde tradisie, is dat ons glo dat ons nie self die waarheid in pag het nie, en dat ons mekaar nodig het, dat ons die hele liggaam van Christus nodig het. En daarom hou ons vergaderings, tot vervelings toe partykeer, maar dis 'n goeie ding, want ons het nie al die kennis nie, ons het nie die volle waarheid nie, die Heilige Gees werk in die hele kerk van Christus. En daarom is ek ook opgewonde as daar groter kerkeenheid in die NG Kerk familie is, en daar is ook groter eenheid is met ander denominasies, om te weet, ons het mekaar almal nodig. Nie een deeltjie van die kerk kan homself isoleer en op sy eie reg kom nie. Ons het almal mekaar nodig.